Ek wil graag vandag met jou gesels oor die tema meer as net praat. Daar in Lukas 15 vers 10 sê Jesus hierdie besondere woorde. Hy sê, ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Daar in Job 38 vers 7 lees ons dat die engele gejubel het toe hulle die ondenkbare openbaring van God se krag in die skepping van die heelal gesien het. Ons skrifvers sê dat engele ook met blydskap juig wanneer een sondaar hom of haar bekeer. Kan daar enige verband wees tussen hierdie twee situasies? Om die heelal uit niks te skep nie, was tog 'n oorweldigende openbaring van goddelike krag. En die redding van 'n sondaar, verg dit minder van God? Inteendeel, om die heelal te skep, moes God net praat. Om sondaars te red, kon hy nie net praat nie. Sy seun moes ly en sterf. Om die heelal te skep het hom 6 dae geneem, hoe ons ook al hierdie 6 dae wil interpreteer. Maar om 'n sondaar te red, het hom sy lewe op aarde gekos. Kortom, as die skepping van hierdie wonderlike heelal 'n asemrowende wonderwerk was, is die redding van 'n sondaar nog groter. Behalwe dat sy groot krag ook hierin geopenbaar word, sien die engele ander eienskappe van God wat hulle nog nooit van tevore so gesien het nie. Sy genade en liefde. Geen wonder nie, sê Petrus in 1 Petrus 1 vers 12, dat die misterie van saligheid iets is waarin selfs engele begeerig is om insig te kry. Iewers in die verre verskiet het die engele wel deeglik kennis gemaak met die regverdigheid van God, toe sommige engele in opstand teen God gekom het en uit die hemel gewerp is. Maar met die redding van 'n sondaar is die misterie van genade en liefde so groot en oorweldigend en bring dit soveel blydskap mee, want God het immers sy enigste seun in die plek van slegte mense gegee, sodat hy kon sterf en hulle, ek en jy ook, gered kon word. Gevalle engele het net met die geregtigheid en oordeel van God te doen gekry. Wat gevalle mense betref, is God se geregtigheid en oordeel in Christus se beker in Getsemane en aan die kruis uitgestort. En ek en jy, vir ons was daar genade, redding, vergifnis en liefde. Daar's 'n ou lied wat sê, it's a song holy angels cannot sing. Amazing grace, how sweet the sound. Kom ons bely dit vandag voor die Here. O Here, genade, onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Amen. Seënwense, tot volgende keer.